Die wedloop van die lewe. Ons lees Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Dis bibberkoud in Pietermaritzburg as die haan kraai. Daai berugte haan wat elke jaar soveel konsternasie veroorsaak. Dis nog pikdonker, maar daar staan 'n skare van duisende mense, almal in groot afwagting. Dan klap die skoot en die massas kom in beroering. Die voorste klompie spring flink weg en binne minute is hulle los voor die groot bondel. Die agterste klomp maal nog verlang rond voordat hulle in beweging kan kom, want die skare van deelnemers aan die Comrades Marathon is oorweldigend. Wanneer die voorlopers al in Durban oor die wenstreep seil, sukkel die agterhoede steeds om Pietermaritzburg agter hulle te kry. Wat die Comrades so 'n interessante wedloop maak, is nie die voorste atlete wat dit uitspook om die wenplek nie, maar die doodgewone mense wat in die bondel hardloop en veral die agterhoede wat fanaties probeer om tog maar net die eindpunt betyds te behaal. Om die mense dop te hou wat deurdruk ten spyte van die moordende opdraandes, krampe, totale uitputting en seer voete, is soms hartverskeurend. Om te sien hoe sommige atlete die arena binne strompel met hulle laaste bietjie krag, net om te moet sien dat die wenstreep wat vir hulle wink eenvoudig te ver is. Dit ruk jou aan die hart. En as twee ewe uitgeputte mede-atlete, 'n arme kerel wat in mekaar gesak het met die wenstreep winkend, dan ophelp en ten spyte van hulle eie probleme nog dra tot by die eindstreep, dan kan jy nie die trane keer nie. Wanneer ek die Comrades dophou, dan bly draal die ou CSV liedjie in my gemoed. Bly volhard soos atlete. Dis God wat die wedloop bepaal. Dis 'n skaar verlosters wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Die geloofslewe is ook 'n wedloop. Dikwels 'n Comrades tipe wedloop. Vir sommige is dit baie belangrik om met onderskeiding oor die eindstreep te kom. Vir ander slegs om die wedloop te voltooi. Sommige gee al halfpad moed op en haal nooit die eindstreep nie. Net soos die Comrades is die lewenswedloop nie maklik nie. Dit verg ure en weke en maande se voorbereiding om te kan inskryf. 'n Nuwe Christen val mos nie sommer in by alles in die gemeente nie. Hy begin eers deur te leer waaroor die geloof nou eintlik gaan. Ernstige geloofsvrae takel eers wanneer jy sterk genoeg staan in die geloof om dit te kan hanteer. Jy begin eers by die klein, maklike wedlopies en maak jouself so sterk vir die groot een. Wanneer jy dan die dag in daardie groot lewenswedloop begin hardloop, dan moet jy besef dat daar talle terugslae op jou gaan wag. Jy moet voorbereid wees daarop, maar jy moet besef dat dit alles deel van die wedloop is. Wat is die Comrades sonder moordende opdraandes? Net so is daar moordende berge op jou geloofspad. Hulle moet daar wees. Moet dus nie moedeloos raak as daar vir jou swaar tye in jou lewe kom nie. Siekte, finansiële terugslae, vervolging oor jou geloof, mense wat in jou pad kom staan en jou verhoed om dinge te doen. Hierdie is alles maar net berge op die pad van jou lewenswedloop. Sien dit in daai lig, dan word hulle nie 'n onoorbrugbare hindernis nie, maar 'n uitdaging wat vir jou wag om oorwin te word. Stel jou die prentjie voor.
'n Kerel spring die Comrades weg met 'n rugsak op sy blaaie. Daarin is 'n bottel wyn, 'n lekker groot blou bil biefstuk, 'n braaitang, houtskool, braairooster en 'n 3-poot potjie vir die pap. En om darm nou 'n lekker atmosfeer te skep wanneer hy halfpad gaan piknik hou, het hy ook 'n musiekspeler. Lagwekkend. Inderdaad, hy sal daai Comrades nooit ooit voltooi nie. In die lewenswedloop is dit net so moeilik om deel te neem as jy met 'n spul bagasie hardloop. Laat ons van elke las ontslaa raak, sê die Hebreërskrywer, van die sonde wat ons so maklik omring. Hoe minder sonde jy met jou saamdra, hoe makliker word die wedloop. Dis net logies. Hy sê verder, en ons moet die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. As 'n man na 'n paar kilometer vir homself sê dat dit heeltemal te swaar is vir hom, gaan hy baie gou uitval. Ek ken talle gelowiges wat so uitgeval het in die lewe. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Byt vas, kners op jou tande, druk deur. Maar op jou eie is dit totaal onmoontlik. Met die woorde, hou die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wil die Hebreërskrywer dit vir ons benadruk. Dit is van uiterste belang. Die liedjie hierbo se 3de versie lui, hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlossing, ons Heer. Vir die vreug daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Ja, dit is immers die groot troos in hierdie wedloop, dat Jesus van die begin tot die einde daar is om ons by te staan. Wanneer ons struikel, is hy daar om te keer dat ons nie val nie. En wanneer die opdraandes net eenvoudig te swaar word, is hy ook daar om ons aan die hand te vat en die steiltes uit te trek. Solank ons hom nooit uit die oog verloor nie, sal ons die wedloop suksesvol voltooi. Kom ons bid. Dankie dat ek ook in die lewenswedloop mag deelneem, Here. Ek besef dat ek baie swakhede het, en daarom vra ek dat U my hand asseblief styf vashou, sodat ek die wedloop suksesvol kan voltooi. Amen.